Gave me beauty for ashes, yet the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. I am a tree of righteousness, a planting of the Lord, and Jesus is glorified. He gave me beauty for ashes, here the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. I am the tree of righteousness, a planting of the Lord, and Jesus is glorified. He gave me beauty for ashes, here the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness, the tree of righteousness, a planting of the Lord, and Jesus is glorified. He gave me beauty for ashes, here the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. I am the tree of righteousness, a planting of the Lord, and Jesus is glorified. He gave me beauty for ashes, here the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. I am the tree of righteousness, the planting of the Lord, and Jesus is glorified. He gave me beauty for ashes, here the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. I am the tree of righteousness, the planting of the Lord, and Jesus is glorified. Yes, hallelujah, praise die Here. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie dat ons na u toe kan kom, Vader, deur u Seun, ons Here Jesus Christus, wat die deur is na die Vader. Halleluja. Baie, baie dankie dat ons in hierdie môre weet en kan saam sing. Halleluja. U gee vir ons vreugde, olie vir droefheid. En Here, so gee u vir ons vrylating van gevangenes, boeie wat afval. Oh, halleluja. Lof, offer wat ons aan u kan bring, dit is die vrug van ons lippe en ons eer u, dat ons dit kan doen in hierdie dag, sodat u verheerlik kan word, want waarlik, ons kan net sing, u het wonders gedoen, die binne in ons siele die dag, toe Jezus ons siel kom red het. Ja, Here Jesus, u het wonders gedoen. Halleluja. En ons prys u daarvoor en ons dankie. So kom ons na u toe. Dankie dat ons weer so saam kan wees en na die woord van die Here kan luister. Baie, baie dankie, Here, vir die woord van die Here wat vir ons oopgaan. Dankie vir die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. En ons eer die Here vir sy goedheid. En ons vra dat elke oor wat kan hoor, laat hy luister na wat die Gees aan die gemeente sê, laat elke oor met die bloed bestryk word, Here, sodat die waarheid alleen sal ingang vind, want u is die waarheid, die woord, die weg, die lewe, die deur. U is ons saligheid. Halleluja. U is ons geregtigheid. U is ons alles. En ons prys u. Baie, baie dankie, Here, dat u ons nou so saam seën in Jesus naam. Prys die Here. Halleluja. Ons dank die Here dat ons so saam kan wees en ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank weer eens die Here vir die voorreg wat ons het om op Joy Gospel Radio hierdie evangelie van vrede te verkondig, en ons wil aan pastoor Berry en sy vrou baie dankie sê, en ons weet dat die Here seën hulle en die Here help hulle, die Here dra hulle deur en voorsien vir hulle, sodat hierdie evangelie versprei kan word reg oor die wêreld. Ek is pastoor Flippie Gerber en ek dank die Here dat ons kan luister na Pinkster. Wat is Pinkster? Die Heilige Gees. En soos ek altyd sê, ons word in Pinkster ingebore. Jy kan nie net deel van Pinkster word of by 'n Pinksterkerk aansluit en nou dink jy jy's Pinkster nie. Nee, jy word in Pinkster ingebore. Dis deel van jou wedergeboorte. Halleluja. En ons dank die Here daarvoor, want die Heilige Gees
is die belangrike persoon in Pinkster. Halleluja. Prys die Here, en ons gaan in hierdie oomblikke dan saam ook lees uit die woord van die Here. En ons het laasweek so 'n paar dinge gehoor wat eintlik vir ons kosbaar is, hoe dat die Here met ons praat uit sy woord uit. Ons is nog steeds by die wapenrusting. Nou laas keer gespraat van dat die sonde wat en die laste wat ons so maklik omring, en dit neem ons siele gevange, en ons kan alleen deur dat om van hierdie laste en sonde ontslae te raak deur die bloed van die lam, kan ons die omringing wegvat sodat ons weer vry kan wees en dat ons nie meer in 'n gevangenis sit nie, want dis wat Paulus baie duidelik sê dat ons word gevange geneem deur die wet van die wet met sy gebooie word ons gevange geneem. Die oomblik as ek die sonde doen, dan neem die vyand my gevange. En as u meer wil weet en die laas week sinne geluister nie, kan u gerus dit gaan kyk en u sal dit kry onder my. So dan kan u luister daar, want dit is baie belangrik om dit te weet. Wat is die omringing en hoe gebeur dit sodat ons gevange word deur hierdie dinge? Nou ek gaan net 'n versie lees in Lukas. En dit was vir my een van die skokwekkendste versies wat ek seker in die woord gelees het. Hy sê die 21ste versie van die 11de hoofstuk. Hy sê wanneer 'n sterk man wat goed gewapen is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Nou, ek het dit genoem dat ons innerlike man word bewapen met 'n wapenrusting. En met hierdie wapenrusting moet elke een van ons eie huis bewaak. Maar die huis, hierdie huis, wat die liggaam, wat die tempel van God geword het. Ek en u alleen kan dit doen. Ek kan dit nie vir 'n ander een doen nie. Ek kan vir 'n ander een bid, kan die werke van die vyand bestraf. Nou, ek kan saam met hom waak, maar sy oorwinning lê daarin dat hy dit self moet doen. Hy moenie in gevangenis bly sit en dink dat hy gaan nou net oorwinning kry nie. Nee, hy moet uit die gevangenis loskom. Halleluja. Want hy is omring met sonde en laste. Ons kan vir hom bid. Maar so wat ek wil sê is, as jy bewapen word, omdat jy ons bewapen is, gaan ons worstelstryd hieroor dat ons moet ons eie huis goed bewaak. Want die innerlike man is bewapen met 'n wapenrusting. Maar hier sê die woord vir my iets skokkend. En hy sê hierdie mooi woorde. Halleluja. Ek wil net weer lees. Sy huis bewaak, is sy besittings in hom veilig. Dit meen die besittings in jou moet veilig. Wat se besittings? Dit wat jy van die Here gekry het, moet veilig wees. Jy is bewapen met 'n wapenrusting. Jy moet waak sodat jou besittings, dit wat die Here vir jou gegee het, veilig in jou kan wees. Dit het niks te doen met die uiterlike. Die uiterlike is kwesbaar. Die uiterlike word aangeval. Die uiterlike word gemartel. Die uiterlike word doodgemaak. Die uiterlike word vervolg. Die uiterlike word verdruk. Die uiterlike. Solank as die innerlike man bewapen bly en hy bewaak hierdie huis, hierdie tempel, sal sy besittings veilig wees. Dit weet wat in hom is. Ongelukkig baie kinders van die Here. Die dag as hulle in die nood kom en in die moeilikheid kom en vreeslike dinge kom oor hulle, dan gooi hulle sommer hulle eie besittings uit. Hoekom laat die Here toe? Ek het nie nou dit nodig nie. Dit het ek nodig en dit en so gooi hulle dit uit want hulle nooit hulle huis bewaak nie en hulle was bewapen met die wapenrusting van God, maar hier het iets gebeur. Hoor wat sê die woord, wat het gebeur?
Hy sê, maar as een hom oorval, wat sterker is as hy, en hom oorwin, neem hy sy volle gewapen, sy volle wapenrusting weg, maar waar hy op vertrou het, en deel sy byt uit. Is dit nie interessant nie? As iemand wat sterker is, dit meen as jy toelaat, dat die vyand, dit kom eintlik daarop neem, dat jy jou worstelstryd het jy eintlik verloor. Halleluja. Want die innerlike man het nooit die uiterlike man beheer nie, of oor hom geheers nie. Die innerlike man het toegegee aan die uiterlike. Wat is die uiterlike? Die sonde woon daarin, die kwaad woon daarin. En wanneer jy oorgegee word aan die uiterlike man, dan is sonde nie meer sonde nie, en dis nie meer sonde. Ek weet self, sê hulle vandag, dat die Here het my bedek met sy bloed, en hy sien nie my sonde raak nie. Weet jy wat? Die sterk man het jou ontwapen. Ek wil vandag vir jou sê, die bloed is as 'n beskerming, 'n bedekking vir ons, om ons toe te maak, nie om ons sonde te bedek. En dis ongelukkig die kerk se probleem. Hulle dink as hulle onder die bloed is, dat die Here sien nie hulle sonde raak nie, die Here sien vir hulle siele raak. En dis hier waar die groot probleem is. Die Here gee om vir die siel, want as die siel gered word, sal die liggaam ook vrygemaak word. Halleluja. Christus gee vir ons die verlossing van die sonde, sodat die sonde wat in ons woon, nie meer langer ons onderwerp deur aan die sonde diensbaar te wees nie. Dis waarom die Here die siel red, want dit veroorsaak dat die vleeslike kan nie meer aan die sonde diensbaar wees nie, maar ons is nou aan die Here diensbaar. Dit sê hy baie duidelik vir ons in Romeine 6. Maar wat vir my belangrik is dat hierdie sterk man kom in en neem ons volle wapenrusting weg. En nou kom hulle met geestelike oorlogvoering. En hierdie ding is vir my verskriklik. Nêrens in hierdie woord staan dit geskrywe. Selfs in hierdie gedeelte, wat moet ek doen? Ek moet waak oor my. En my besittings sal veilig wees. Wat se besittings? Waarheid, regtigheid, skoene aan die voete van die bruid van die evangelie, skild van die geloof, die helm van verlossing, die swaard van die gees, die woord van God. Halleluja. Dis my besittings. Want ek is daarmee, is ek bewapen. Wat wil doen die vyand? Hy neem dit weg, want ek glo leens. Nou dink ek, as ek geestelike oorlogvoering doen, ek gaan nou oorwin. Dis juist hier waar die vyand jou klaar oorwin het. Want jy het nie gewaak nie. Jy het jou besittings nie bewaak nie. Jy het net geglo dat hierdie persone verkondig nou, en jou binnekamer word vir jou 'n war room. Dit meen jy gaan na binnekamer om met die Here in gemeenskap te wees, dan sleep jy die duiwel saam. Dan sê Here, maar hier is die man. En ek bestraf hom nou, en ek maak oorlog teen hom. Halleluja, en ek glo ek gaan oorwin. Klaar verloor. As die sterk man inkom, dan neem hy jou volle wapenrusting weg. En daar is baie kinders van die Here, baie Pinksterkerk mense, wat se wapenrusting weggeneem is. Deur wie? Deur die vyand. En wat het gebeur? Die predikers op die kansels het toegelaat dat sonde, ongeregtigheid, wêreldsgesindheid, wêreldgelykvormigheid, al hierdie dinge in die kerk inkom, en dit het die mense omring met sonde, en wat het gebeur? Halleluja. Die mense kon nie meer weerstand bied teen die sonde nie, want dan sê die pastoor, luister, julle kan gaan. Halleluja. En dan dink ons, alright, ek mag nie oordeel nie, so
hulle ander kan maar doen wat hulle wil, ek sal nie meer daaroor praat nie. Jy is klaar ontwapen. Jou wapenrusting het die vyand van jou al weggeneem. Halleluja. Die grootste probleem is die sonde wat in ons woon. En as ek nie weerstand bied teen dit nie, en ek laat sonde toe, en ek waarsku nie ander mense teen sonde nie, dan begin die vyand my beskerming wegneem. Hy breek in, en hy vat my wapenrusting weg. Halleluja. En ek word nou weer gevange geneem onder die wet van die sonde. Halleluja. Dis so slinks die vyand werk. En dan sit ons op die einde van die dag sonder 'n wapenuitrusting. Ek weet, ek het baie in my lewe gewonder, Here, maar waarom het hulle hierdie ding verkondig van, jy moet elke môre die wapenrusting aantrek? Nou wanneer het jy hom uitgetrek? Voor jy gaan slaap het, trek jy pyjamas aan. En nie meer 'n wapenrusting nie. Weet jy wanneer trek jy pyjamas aan? As jy nie meer 'n wapenrusting het. Dan moet jy elke oggend maar jy wapenrusting aantrek, wat jy nie kan aantrek nie. Want die belangrikste van alles om hierdie wapenrusting te behou, word vir ons baie duidelik gesê in die woord van die Here, en ek wil dit graag vir u lees, die volgende verse. Halleluja. Ons gaan na 2 Korintiërs, kom ons gaan lees dit. 2 Korintiërs, die 10de hoofstuk, en ons gaan daar saam lees, ken die gedeelte. Hy sê terwyl, die 5de vers, 10 vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, die wapenuitrusting. Die 4de vers sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Wat se vestings? Nommer 1, planne en hoe sê hy? Ek wil dit net lees. Planne en skanse om ver te werp. Teen wat? Teen die kennis van God. Want as ons nie tot die kennis van God kom nie, kan ons nooit gehoorsaam wees aan Christus nie. En alles wat die Here vir ons nou al gesê het oor die wapenuitrusting wat ons gehoor het uit die woord, dis kennis van God. En nou moet ons gehoorsaam daaraan wees. Of anders dan gaan ons 'n probleem kry, want hy sê verder. Hy sê, ekskuus, kyk julle na wat voor oë is, dit meen kyk julle na die uiterlike, na die vleeslike. As iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit vir homself weer oorweeg. Dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort. En hierdie is baie belangrik. Ons moet aan Christus behoort. Dan kan ons kry ons die wapenrusting en ons kan weerstand bied teen die werke van die vyand. En dan kan ons elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En nou sê hy die 6de vers. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Dit meen deur die wapenuitrusting kry ons kennis van God, waaraan ons gehoorsaam moet wees. En wanneer ons gehoorsaamheid weer volkome geraak het, of volkome is, dan kan ons ander dwing om gehoorsaam te wees. So, wat gebruik die vyand om my van my wapenrusting te beroof? Ongehoorsaamheid. En die belangrike een, hy verhinder dat jy tot die volle kennis van God moet kom. Want hy weet as jy daar kom, en net die Heilige Gees kan jou leer en lei in daardie waarheid. En wat hy weet as jy daar kom, en jy's gehoorsaam, dan bly jy die sterkste man van die huis.
ten volle bewapen met 'n wapenrusting wat God ons gegee het. Halleluja. Maar nou gaan die woord verder. En die Here Jesus was onderwerp, hoor wat ek vandag sê, was onderwerp aan dieselfde. Hy het die wapenrusting gehad. Hy het die kennis van God gehad, hy het selfs die woorde van die Vader kon verkondig, en ook van sy eie woorde, maar eintlik het hy die woorde van die Vader verkondig. En hoor wat sê die woord, wat het die Seun gedoen? Hy sê in Hebreërs 5, die 6de vers, soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Priester, en die Here Jesus hoëpriester, en die Here Jesus kom en hy sê in die woord, nadat hy ons deur die bloed, sy bloed gekoop het, uit elke volk, stam en nasie en taal, het hy ons konings en priesters gemaak. Die Here, wat die Here doen, hy vat ons en hy maak van ons konings en priesters vir sy God en Vader. Hy is die hoëpriester en hy is die koning van die konings. En ons word priesters en konings. Halleluja. En hoor wat sê die woord. Wanneer ek dan 'n priester en 'n koning is, dan word daar van my een ding vereis, en dit is gehoorsaamheid aan God se woord. Om jou wapenrusting te behou, moet jy totaal gehoorsaam word aan die woord van God, die waarheid van die woord. Want as die vyand jou kan dit reg kry om jou te laat twyfel in die waarheid en om jou afvallig te maak van die waarheid van die woord van God, dan neem hy oor. En hy vat jou wapenrusting weg en hy staan as 'n gewapende man in jou. Halleluja. Nou, net verder gaan, hy sê die mooi woorde. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het. Nou, Christus het aan God geoffer. Luister nou baie mooi. Wat offer ons? Daarom sê hy in Romeine 12 vers 1, en hy sê, laat ons liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer, dis ons redelike godsdienst. Dit meen ons moet aan die Here offer. Wanneer? Elke dag. Hoe? Sterk geroep, smekinge, gebede, trane, en ons liggaam as 'n lewende heilige aan God 'n welgevalle offer. Dit is ons redelike godsdienst, want as ons daar bly, kan die volgende met ons gebeur. Hy sê, aan hom wat hom uit die dood kan red en ook verhoor uit sy angs. Wil jy hê die Here met jou van die dood red? Doen dit wat die Here gedoen het. Nee. En verlos uit angs. Hy sê die 8ste vers. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Ek wil net vandag vir u vra, hoeveel van u het gehoorsaamheid geleer aan wat jy gelei het? Jy spring sommer. Hierdie prediker sê so oor die bloed en daai ene sê so oor die kruis en daai ene sê dit. En jy glo almal. Een sê die kruis is nie meer nodig, die ander sê die bloed is as jy so oor die bloed preek, dan word die bloed vir jou 'n afgod. En of die bloed is 'n bygeloof as jy die bloed pleit. En jy glo dit. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê nadat hy volmaak is, wat volmaak? Sy gehoorsaamheid volkome geword. Deur gehoorsaamheid het hy volkome geword. Ons word ook deur gehoorsaamheid volkome, maar hoor wat sê hy, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige godsaligheid geword. So wat is die belangrikste deel in alles wat die Here vir jou gegee het? Gehoorsaamheid. Adam en Eva, hulle was met heerlikheid bekleed en die vyand kom in en hy vat hulle heerlikheid weg. Ons word met 'n wapenrusting bekleed na die innerlike man. Wat kom doen die vyand? Deur ongehoorsaamheid ontwapen hy ons. Dit meen hy neem ons volle wapenrusting van ons af weg.
Ek kan nie verstaan dat mense net sommer glo wat predikers sê nie. Jy moet tot die kennis van God kom, nie tot die kennis wat 'n pastoor vir jou preek nie. Jy moet tot die kennis van God kom, sodat jy jou huis kan bewaak en bewapen kan bly en jou besittings veilig kan wees. Want niemand kan aan die besittings vat nie, as ek dit nie toelaat. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê vir u woord wat onfeilbaar is. En ons vra, laat ons dan soos u, dat u was gehoorsaam, sê in Kolossense, tot die dood, ja, die dood van die kruis. En Here, dis waar ons moet wees. Ons moet gehoorsaam bly tot die dood van die kruis, want ons moet ons kruis elke dag opneem. Gee genade, sodat ons volkome kan wees, tot verheerliking van u naam. Seën elkeen in Jesus naam, ons dankie daarvoor. Amen en amen.